Goeiemôre hier vanuit 'n lekker Amersfoort en ek sit hier in die pastorie in my studeerkamer hier by NG Kerk Amersfoort. Wat 'n voorreg. Die lente is op pad. Kyk, ek trek al my warm klere uit. Die sonnetjie skyn lekker by die kant. Mense, ek dink julle sal met my saamstem dat ons mense nogal die vermoë het om die slegte te oorspeel. Is dit nie waar nie? Ons fokus so maklik op die slegte, die negatiewe. En die Bybel is heeltemal anderster. As jy die Bybel lees, begin met Genesis 1 waar God alles geskep het en alles was goed en mooi. En eindig weer in Openbaring waar God weer totaal alles herskep het en oorgedoen het en mooi gemaak het en hy eindig weer met die goeie. Die slegte word eintlik bietjie geonderspeel in die Bybel, word bietjie 'n laer prioriteit gegee. En mense dink nee, die Bybel moet dalk net anderster wees. En selfs as die Bybel God se woord wat die Heilige Gees ons geïnspireer het deur gewone mense onderspeel ook die bose en die slegte in ons as mens. God bly sien die goeie in ons raak en hy kyk anders na ons as wat ons graag na onsself wil kyk. En een voorbeeld daarvan is natuurlik die Hebreër boek, die Hebreërbrief. En die skrywer hy fokus en hy oorspeel die wonderlike ding wat in Jesus Christus gebeur het teenoor die natuurlik die goeie ding wat ook in die Ou Testament gebeur het met hoe mense toe hulle self kon versoen met God, met offers en priesters ensovoorts. God het daai hele stelsel in plek gesit, sodat mense wat wil, vir hom kan kom aanbid en hulle sonde kan versoen word, maar dit was nie 'n volmaakte stelsel nie, soos julle weet. En toe het God die fantastiese ding gedoen deur Jesus Christus, en dit is waaroor die Nuwe Testament gaan. Die Hebreërs doen dit op 'n treffelike manier, deur die ou bedeling en die nuwe bedeling in Jesus Christus te vergelyk. In Hebreërs 12 sê dan in vers 18 sê julle, dis nou ons wat in Jesus Christus glo, het inderdaad, ons het nie aangekom by iets tasbaars en 'n brandende vuur en by duisternis en donkerte en stormwind nie, soos Moses en die volk Israel toe hulle uit Egipte getrek het by Sinaï berg nie, toe God die ou verbond tot stand gebring het nie, ook nie by 'n klank van besuin en 'n weerklinkende stem wat die hoorders laat fluit het, dat die woord vir hulle moet nog tog nie, dat God nie meer met hulle moet direk praat nie, en toe vra hulle dat Moses maar eerder met God sal praat, en dit was so erg, dat selfs as 'n wilde dier aan die berg raak, moes dit gestenig word, so was God se openbaring, het was verskriklik, en die mense het bang gevoel, want hulle staan eintlik onder die oordeel van die lewende heilige God, hulle sonde is tussen hulle en God, maar God kom, en hy wil hulle ontmoet, en hy sluit hierdie verbond met hulle, dis natuurlik die goeie, dis wat die Bybel beklemtoon. Maar hy sê nee, en hy sê in vers 22, ons wat nou in Jesus glo, ons het aangekom by die berg Sion. Dit is 'n goddelike berg. En nie by berg Sinai nie, in die stad van die lewende God, by die hemelse Jerusalem, 10.000 engele, feestelike byeenkoms, blydskap, vreugde in Jesus Christus. En 'n gemeente, ekklesia is die Griekse woord, dis die mense wat uitgeroep is, hy noem ons eersgeborenes, ons wat in Jesus glo, met ander woorde geseëndes. Ons is bevoorregtes en ons is opgeteken in die hemel, ons name, en ons het gekom by God, die regter van almal, en ons kom by God as die regter van almal, met al klaar vrygespreek, ons is vrygekoop, Jesus het ons van ons sondes vrygekoop en betaal met sy bloed. Hy noem ook hierso verder aan dat Jesus se bloed is beter as die bloed van Abel. Abel, wat julle weet, was toe ons diere geoffer het om vir sy sondes te betaal. Jesus se bloed is ewig en een keer gebeur en is klaar, is afgehandel. Wonderlik. Dit is dan maar oortreffende nuus. Dit oortref alles wat in hierdie wêreld negatief en boos kan wees. Net die feit dat ek en jy een is met God, dat God, die Here God, ons totaal ontmoet, en dat die Here van die begin af, van Genesis na die sondeval, die heeltyd alles doen om ons in hierdie ontmoeting met hom in te trek, in sy teenwoordigheid, deel te maak van hierdie plan, 'n goeie plan. En die slegte kan dit nie wegneem, die slegte word geonderspeel. En so moet ons kan begin leef, ons as kinders van die Here, ons het 'n nuwe verwagting, 'n nuwe hoop. Ons hoef nie meer so te fokus op dit wat sleg en verkeerd is. Natuurlik, ons sien dit raak en ons beleef dit ook in onsself nog met ons eie sondigheid, maar natuurlik, ons het 'n ander hoop, 'n lewende hoop. Die Gees van God kom dit in ons plant. Ons is deel van die lewende stad en hierdie uitverkorene ekklesia. Ons is die regverdige eersgeborenes
En Jesus is ons middelaar, nie meer Moses 'n mens of 'n priester nie, menslike priester nie. Jesus Christus self, die Here self, is nou ons middelaar. Mense, is dit nie goeie nuus nie. Ek hoop jy kry vandag om dit reg om op hierdie goeie nuus te fokus. En as die slegte 'n bietjie na jou kant toe kom, kyk na Jesus Christus, kyk na wat God gedoen het in hom. Ek en jy het baie hoop. Ons het 'n lewende hoop, 'n ewige hoop. Kom ons dank die Here daarvoor. Here, dankie dat ons vandag in u teenwoordigheid mag wees. En u teenwoordigheid is 'n lewende teenwoordigheid, 'n hoopgewende teenwoordigheid. En daar, Here, u teenwoordigheid maak dat die bose in die donkerte sommer so 'n bietjie wegskuif, eenkant toe. Dit speel nie so groot rol as wat dit graag sou wou nie, of ons dink dit speel nie. Dankie daarvoor. Ons vertrou u vandag, Here, ook vir die wêreld waarin ons leef, in die dorp waar ons leef, ons huisgesin, ons skool, ons werksplek, dat u teenwoordigheid ervaar en gesien sal word. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. 'n baie lekker geseënde dag en week vir julle elkeen. Totsiens.